Psalm 107 vers 19 tot 20 sê, in hulle swaar kry het hulle die Here gevra om te help. Hy het hulle gehelp. Die Here het net een woord gespreek en toe word hulle gesond. So het hy hulle uit die dood se kloue gered. Ons vers vir vandag vertel ons dat God sy woord gestuur het om te genees, te verlos en te red. En in Johannes 1 lees ons dat die woord in die begin by God was en dat die woord self God was. Alles is deur hom geskep. Lewe en lig is in hom gevind. Daardie woord het vlees geword en aarde toe gekom sodat ons die heerlikheid van die Vader kon aanskou. Hy is gestuur om ons te genees. In Jesaja 5 vers 13 sê God dat sy volk in ballingskap gegaan het omdat hulle geen kennis het nie. En in Hosea 4 vers 6 betreur hy dat sy volk vernietig word weens 'n gebrek aan kennis. In baie van ons lewens het die wat die wêreld sê voorrang geniet bo wat die woord sê. Ons het ons geloof in ander dinge geplaas en geleer om net die simptome te behandel. Ons kan nie die genesende krag ervaar wat die Here verskaf bloot omdat ons God nie op sy woord neem nie. Die krag van hierdie woord kan nie in ons lewens werk as ons nie ons geloof op grond van sy beloftes bou nie. Ons het genesing nodig in ons harte, in ons verstande, in ons liggame. So maak God se woord oop, my vriend, en lees dit. Vra die Vader om jou oë oop te maak, om hierdie ryk erfenis wat hy aan ons gegee het te verstaan, dat dieselfde krag wat Christus uit die dood uit opgewek het, in ons werk om magtige dinge te doen, volgens Efesiërs 1 vers 17 en 21. Abba Vader, baie dankie Here vir hierdie woord, dankie vir hierdie amazing skrif, dankie Here dat ons kan weet dat u woord die waarheid is. Help ons Here om meer tyd te spandeer in u woord, sodat dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, hier binne in my groot dinge kan doen. Ons loof u, ons prys u en ons eer u, in Jesus se naam, amen.